Ons is baie bly hulle is hier vanoggend. Ek gaan vra Wanda, kom staan so mooi by jou man. Die mooier deel in sy lewe. Voordat Johan gaan deel vanoggend, ek vir ons wil regtig net vir Johan bid, vir Wanda. En die enorme groot werk wat hulle doen. En hulle hart wat hulle het. Hy is baie weg en dan moet Wanda alleen by die huis bly. En ons wil jou eer vir dit ook. Dankie. En ek gaan vra daar waar hy sit, steek jy hande uit na hom. Ons wil hom net seën ook met sy, ons is bly jy is gebore, hoor. Ek is dankbaar. Vader, so dankie vir Johan en die kosbare vrou aan sy sy. Vader, ons wil hom kom seën. Eerste dag, die tweede dag, in hierdie nuwe lewensjaar, hierdie nuwe dekade van sy lewe. En ek bid Here dat U hom en sy vrou en sy gesin sal seën. Ek bid dat U engele aangaande hulle opdrag sal gee en dat U 'n laar van engele om hulle sal trek. Dat hulle sal kom toevou in U liefde. Vader, dat U verheerlik sal word in en deur hulle lewens. En ek bid vanoggend, Vader, vir 'n nuwe salwing op hulle bediening, op Johan. En dat mense U heerlikheid in hulle sal sien en beleef in Jesus naam bid ek. En ek bid Here dat ek weet Johan weet, U is hulle voorsiener. Maar ek bid Here dat hulle dit op 'n totale nuwe vlak gaan beleef, hoe U voorsien en deurbraak bring. Nog voordat hulle kon vra, ver bo dit wat hulle selfs kon vra of dink, en bid, Here dat U sal kom voorsien en deurbraak gee. En gee hulle guns, waar hulle ook al beweeg, waar hulle kontak kom met mense, dat U vir hulle guns sal gee, in Jesus naam. En ons prys U daarvoor. En ek bid ook vanoggend, Here, dat waar Johanna met ons gaan deel, verander dat U hart, wat in sy hart brand, vanoggend ook vlamme in ons harte aan die brand sal steek. En terwyl hy ons bedien, bid ek Here dat U hom sal kom bedien. En ek bid dit in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Amen. En amen. Dankie. Hey Johan, ek sien, die Here het my gewys, weet ons, die kleintjies, vir die graad R-tjies, graad 1's, so moes hulle 100 meter hardloop, dan sit die ouers mos daar op die stoele, en wag vir hulle om hulle te motiveer om in die baan te bly en daar te kom. En dan, ek weet nie wel gesien het, maar dan sal daar by die stoel kom en val hulle neer en die stoel sommer so skuif. En die Here sit en wag vir jou by die stoel. En hy sê vir jou, die resies is amper verby, maar die resies is nie verby nie. Dankie, baie dankie. Ja. Goeiemôre. Ek is 60. En ek is regtig baie trots en baie dankbaar daaroor. So jy kan hulle maar vir hulle sê. Wat vir my ongelooflik lekker is en 'n voorreg is, ons is ook hierdie jaar 30 jaar in die bediening. Wat beteken die helfte van my lewe doen ek regtig wat ek baie lief is vir. En ek kan dit saam met my vrou doen, wat eintlik my baie beter helfte is. En sy is mooier as ek. Ek sê daar so, toe ons nou sing, toe dink ek, miskien moet ek maar net sê, ek dink nie ons moet verder gesels nie. Want wat anders kan ek vir julle sê van dit wat ons gesing het vandag? As ons die woorde wat ons gesing het vandag bedoel, dan kan ons huis toe gaan, in die sin van gaan uitleef. En dit is my so lekker gewees om saam met julle te sing en die Here te dien. So, ek gaan vandag probeer om vir julle 'n prentjie te skep. En ek dink Laurens sal verstaan, as jy so in die oggend opstaan het hierdie prentjie, dan dink jy, vandag gaan ek hierdie prentjie vir die ou gee, want as ek hier uitloop, moet julle selfs sien as wat ek kan sien. En dis die kuns, om te sê, joh, kom ons kyk of ons op dieselfde bladsy kan kom. So ek gaan 'n hoofstuk, ek gaan 'n opskrif gee, is amper, sê, ek gaan vir julle so 3 stukkies lees, en dan gaan ons
dit so half stop, en dan gaan ek probeer prakties maak om te sê, wat beteken dit, wat ons nou net gesê het? Okay, hier is party ouens wat ek al gesien het, hulle het al 'n paar van die goed wat ek gesê het gehoor, so as ek dan dit sê, en jy verstaan, jy stem nie saam met my wat ek laas keer gesê het nie, kom praat met my. Ek het nou die dag so 'n bietjie geblaai, deur klomp Bybelverse wat ek gekry het, oor die jaar, wat van Januarie af. Kom by Jesaja 6, ons ken dit almal, die Here vra, wie kan ek stuur? Wie kan ek stuur? Filippense, ek kom aan Filippense 2, en hy sê, sodat my blydskap volkome kan word. En as jy weer terug gaan Jesaja 40 toe, sê hy, sodat die mense God se magtige krag kan sien. Kom ons dink gou daar, hy vra, wie kan ek stuur, sodat my blydskap kom volkome kan word, en die mense my mag kan sien. Gaan ek omdat ek gehoorsaam is? Natuurlik. Gaan ek om mense van die Here te vertel? 100%. Gaan ek so intoe want ek wil bitter graag hê, hulle moet ook soos ek die Here ken en hulle lewe vir die Here gee? 120%. Maar aan die einde van die dag sê God, al wat ek wil hê, julle moet gaan, sodat die mense my kan raak sien. Sodat die mense my mag kan sien. Sodat my, wat sy blydskap volkome, nie myne nie, nie joune nie, God se blydskap volkome kan word, deur die een wat hy gaan stuur. En hoe gaan ek en jy hoe gaan ons daar uitkom? En as ons teruggaan, dan sê ons, dan moet ons begin om te sê, ons gaan nou anders dink. Ons gaan nou begin anders dink. Romeine 12, as jy gaan Romeine 12 vers 1 tot 4, sê, moenie gelyk word aan die, ek vra jou, hy, in die, en ek staan daar so, en dan sê hy, ek smeek jou, ek gaan net gou dit kry, dit is ongee nie. Oeps, en ek is te veel. Hy sê, broers, en ek doen 'n beroep op jou, op grond van sy groot ontferming. En ek kry hierdie prentjie en sê, asseblief ou, asseblief, kan jy nie gelyk word aan hierdie, ek ken hom, so ek gaan vir hom op hom gaan, klem sit te ver. Hy sê asseblief, moenie gelyk word in die wêreld nie, moenie dink soos hulle nie, moenie regs draai by die pyltjie as hy rooi is nie, en die ander een groen is nie, wag, daar's niemand nie, moenie worry nie, ek kyk vir hom, want ons het daar gesprek gehad nou, ek sê nie, hy doen dit nie, ek sê, ons het die gesprek gehad, hy sê, maar, moenie gelyk word nie, maar laat toe dat God jou denke sal vernuwe. Kom ons dink anders, waaroor moet ek en jy anders dink? Hoe moet ek anders dink? Ek dink die eerste plek moet ons dink aan wie ek is. So, hier is nou een of twee wat hierdie vraag kan antwoord. So, as ek gaan vir julle vra, wie's ek? Kan iemand vir my sê, wie's ek? Jy mag gesien nie en jy mag gesien nie. Wie's ek? So, iemand wat weet wie's ek? Sê geweer? Stefan, dis Johan, maar Stefan is naby. Ek is nie Stefan nie, ek is nie Johan nie. Ek is 'n kind van God, wie se naam Johan is. Ek is nie 'n sendeling nie, ek is nie 'n evangelis nie. Ek is 'n kind van God wat soms sendingwerk doen. Ek is nie 'n rekenmeester nie of 'n onderwyser nie. Ek is 'n kind van God wat 'n onderwyser is. So dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet begin verander. As jy jouself voorstel, stel jouself voor. Hallo Laurens, ek is 'n kind van die Here, gaan goed. My naam is Johan. Dis wie jy is. Dis die eerste ding wat ek dink ons moet regtig aan werk. Wat jy doen, bepaal nie wie jy is nie. Wat jy doen, gee vir jou die geleentheid om op daai platform die Here se liefde uit te dra. 'n voorbeeld, as iemand vir my vra, wat doen ek? Ek kan vir my vrou ook vra, sy kan ook nie eintlik vir mense sê wat ek doen nie. Want ek het 'n BCom-rek graad, ek is glad nie 'n rekenmeester nie, ek het 5 jaar daaraan gewerk, en toe besef ek het 'n persoonlikheid, ek kan nou nie hier ding, nee, ekskuus, sy verstaan. Toe gaan doen ek sendingwerk, in COVID het ek my NGOS, die ou HOD gedoen, en toe gaan gee ek vir 2 jaar skool. So wat doen ek? Ek weet nie.
Ek weet nie, daar waar die Here my wil hê, dit gaan ek doen. As hy wil hê ek moet gaan onderwys gee, gee ek onderwys. Ek rig cricket af en ek rig netbal ook af. Of ek het netbal afgerig. So en die Here sê dit wat jy jou hande vind om te doen, doen dit. Hoekom? Want dis waar hy jou wil gebruik. En wanneer? Nou. Hy vra nie ek soek iemand wat vir Dinsdag kan gaan. Hy vra wie kan ek nou stuur as ons hier uitloop? Na jou huis toe. Na jou skool toe. Na jou kinders toe. Na jou man toe. Want as iemand vir vra wat is my skepingsdoel? Ja, in Genesis 1 het hy gesê kom ons maak my verteenwoordiger. Jy is God se verteenwoordiger. Waar? Dit kan jy met hom uitklaar. Daar moet jy uit gaan vind. Waar is jy? Waar moet jy wees, Here? Ek sê altyd vir die matriek wat klaar maak, dan sê ek wat gaan jy doen? Dan sê ek weet nie, ek sê hier's op die beste plek hou. Gaan vind uit by die Here waar wil jy hê? En as hy vir jou sê jy moet daarna toe gaan, dan is dit die veiligste plek. My dogter het die voorreg om nou 7 jaar in Amerika te wees. Dis hard vir ons. Ons gaan nou as die Here wil donderdag op die vliegtuig. Gaan ek haar sien, jaar en 'n half gelede gesien. Ek kan nie wag om die nuwe vrou te sien nie, want ek weet nie hoe is sy nie. Maar sy is daar, want ons weet dit is wat God daar wil hê. En die Here gebruik haar ongelooflik daar. Veilige plek. Ek kry gou hierdie prentjie van Dawid en Goliat. Dawid staan hier voor Goliat met 5 klippies in sy hand. Hy is so rustig. Staan hier die groot ou voor hom. Dis die veiligste plek waar Dawid in sy lewe kan wees, is om voor Goliat te staan, want dis wat God hom wil hê. Dis wat die Here hom gebruik. As hy agter Salomo en daai manne gestaan het met die gewere en die goetertjies dan, of die swaarde, hulle het geen gewere gehad het, dan was daai onveilige plek geweest, dan was daar moeilikheid. So baie keer staan ons voor hierdie moeilike situasies. Maar dis wat God jou wil gebruik. So kom ons verander daai manier hoe ek en jy dink oor die wêreld, oor jou beroep, oor wie jy is en oor wat jy is. In Spreuke 4 vers 23 staan daar: jy moet versigtig wees wat in jou hart aangaan. Dis die platform, die begin van jou hele lewe. As jy wees versigtig wat jy dink, dit bepaal jou hele lewe. As jy vandag vir my sê, jy kan nie, dan gaan ek vir jou sê, jy is 100% reg. En as jy vir my sê, jy kan, dan sê ek, jy is 100% reg. Want as jy sê, jy kan nie, jy is reg. Jy moet pas op wat jy sê, want dit is die oorsprong van die hele lewe. Spreuke 4 vers 23. Ons praat maklik. Maar kom ons dink, kom ons verander die manier hoe ons dink, kom ons verander die manier hoe ons praat. Het jy al ooit gehoor van joy? Wie het al gehoor van joy? Wat is joy? Joy is happiness, is vreugde. Hoe spel mens joy? J-O-Y. As jy nie kan spel nie, gaan jy nie sin maak nie, né? So as jy Jesus eerste stel, Jesus first, other people second, and yourself third, sal jy altyd in jou hele lewe joy hê. Maar 'n vreugde wat geen mense verstaan nie. Maar daarvoor gaan ons gedagtes moet verander. En die joy kom of hulle vra vir die Here, wat is die grootste gebod? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en jou naaste soos jouself. Jesus, others you. Dan sal jy vreugde in jou lewe hê. As 'n ou nou maar regs draai waar hy nie moet regs draai, is die rooi liggie, is nie ek word baie kwaad sal dit doen. Dan sal jy in elk geval vreugde hê. Moenie jy worry nie, dis daai is die probleem. So ek wil vir jou vra vandag. Ek weet nie waar is jy nie. Ek weet nie hoe dink jy oor jouself nie. Ek weet nie hoe dink jy oor die wêreld nie. Ek weet as jy hierso sit, dan het jy 'n gedagte oor wie Jesus is. Dink gou vir 'n oomblik as iemand vir my vra wie is Jesus? En nou moet julle asseblief mooi hoor die konteks wat ek in hierdie sê, waar ek hierdie in sê. As jy vir my vra wie is Jesus? Wat gaan jy vir my sê? So dan nou nog sing. Wat moet gesing jy nie? He's what? Is dit lekker om so op die spot te sit? Sorry, ek is jammer. Redeemer. Want jy daai hy sing dit, hy het dit voorberei. Hy het amper daai liedjie gesing. Sien hoe maklik is dit om 'n ou te dat poetjie.
Hy's 'n redeemer, hy's 'n verlosser. Dis nie wie hy is nie, ou. Jesus is die koning en hy verlos. Jesus is die koning en hy genees. Jesus is die koning en hy lei ons. Hy is die koning. Hy's alles. Hy's nie net 'n verlosser. En as ons daai gaan snap om te sê, dis wie hy is. Hy lei my, hy leer my, hy Psalm 32 vers 8 sê, hy wil my leer. Die Here sê, ek wil jou leer, ek wil jou wys wat op pad om te loop, ek wil jou raad gee. Hy gaan jou nie raad gee nie, hy wil jou raad gee, jy moet hom toelaat om jou raad te gee. Die Here Jesus het iets op sy hart gesit vandag wat hy met my moet kom deel het. As hy dit nie gedoen het nie, sou ek dit nie gehoor het nie. Hy was 'n wessel. Maar môre is iets anders. Ek weet nie wat se werk doen jy, wat se werk doen jy? 'n Tegnikus, môre sê 'n tegnikus. Waar? Ek jok, hy's 'n kind van die Here wat 'n tegnikus is. Kom ons verander die manier hoe ons dinge sien. Here, moet ek uitreik. Hendrik en Bets, julle ken nou vir Hendrik en Bets. Hendrik, ons het lank saam gewerk en ons het 'n goeie vriend van ons. En hy het eendag vir 'n ou gesê, hy het gevra, gaan jy by uitreik gaan? Toe sê nee, hy wag nog, hy het nog nie gehoor of die Here vir hom gesê het of hy gaan nie. Sê vir hom, het die Here vir jou gesê jy moet nie gaan nie? Sien, ons is baie maklik. Die Here sê ons moet gaan. Hy sê hierso in Matteus, gaan na die nasies toe. Hy sê ons moet gaan. As hy sê jy moet nie gaan nie, dan moet jy nie gaan nie. Dan sien jy op 'n plek waar jy moet wees nie. Maar as hy klaar vir ons gesê ons moet gaan. En hy sê vir die vrede gee. Here, moet ek nou met hierdie ou praat? Is nou nie tydig om nou te praat oor die evangelie. Die Here sê tydig en ontydig moet ek dit deel. As dit op jou hart is, dan moet jy deel. Dan moet ek vir die ou sê, dan moet ek opstaan en na die ou toe kom en vir hom sê, want dis wat die Here wil doen. En ons doen dit alles in liefde. Ons kan nie opstaan en dit nie in liefde doen nie, want dan breek ons af. So ek wil gou vir julle 'n video wys, om hierdie hele ding bietjie prakties vir jou te verduidelik. Dit is 'n deel van die Jesus film. Wat hulle het hom opgebreek in sulke stukkies en dan gebruik ons hierdie vir opleiding. En dit kan lank vat, maar ek gaan gou wees. Ek kan maar speel. What's going on? Jesus of Nazareth. He's passing by. Jesus! Son of David! Have mercy on me! Son of David! Have mercy on me! What do you want me to do for you? I want to see again. Then see. Your faith has made you well. I can see. 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 Ons almal ken daai stukkie. Ons almal het al daai gehoor en gelees. As jy nou kyk daar, Jesus is op pad Jerusalem toe. Laaste keer. Hy blinde ou sit langs die pad.
Dis sy laaste keer dat hy die kans gaan hê om Jesus in die oë te kyk. Hy sit so in hy bedel en hy hoor hier kom iets en hier kom iets en hy sien aan die gang. En toe verander hy iets, die manier hoe hy dink. In plaas van, wow, hier kom baie mense, wag nou gaan ek geldjies kry, kerel, nou gaan iemand geld gee, toe verander hy dit. En hy draai sy hand om en hy begin soek. En hy soek iemand om vir hom te sê wat hier aangaan. En hy raak in hierdie ou en hy gryp my, sê, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Hy vra nie 'n almoes nie, hy vra niks nie, hy vra wat gaan hier aan? En die Here sê, die een wat my soek sal my vind. Hy soek en hy vind hierdie ou. Wat doen hierdie persoon? Hy sê vir hom, Jesus van Nasaret kom hier verby. En die knaap vat sy goed en hy loop. En hy los hierdie blinde man net hier. Vir my was dit 'n probleem geweest. Hoekom los jy die ou daar ou? Maar ek gaan nou by hom uitkom. En hy draai om. En hy begin roep. En hy sê, Jesus van Nasaret. Jesus. En die mense sê vir hom, hey, nie so hard skree nie. Saggies. En hy skree al hoe harder. Want hy is nie gelyk in hierdie wêreld. Onder sy denke, hy verander. Want die Here sê, die een wat my naam aanroep, sal gered word. Eers soek hy en hy vind. En toe roep hy. En toe stop Jesus. En Jesus sê vir een van sy disippels, hy sê, gaan haal hy man. En hy draai om, nie die ou wat hom gekry het nie. Nie die ou wat vir hom gesê het, Jesus loop nie. Hy stuur iemand anders, hy sê, gaan haal hom. En hy vat hom na hom toe. Twee verskillende mense. Dit was die ou se rol. Hy wys net waar Jesus is. Die een ou. Die ander ou moet fisies hom gaan haal. Want party van ons plant, en party van ons maak nat, en party van ons ploeg, en God laat groei. Ek weet nie wat doen jy nie. Ek weet nie wat is jou bediening nie. Ek weet nie wat is jou gawe nie. Ek weet nie, al wat ek weet is, elkeen van ons het 'n rol om te speel in die koninkryk van God. Party van ons sê, ja, maar ek kan nie so praat nie, ek ook nie. Party van ons sê, maar ek kan nie, ek weet jy kan nie. Maar wat kan jy? Jy kan musiek speel. Ek kan nie as 'n gitaar vashou nie. En elkeen het 'n rol om te speel, en daai twee het hulle rolle vertolk, en toe kom die man by Jesus uit, en die Here Jesus sê vir hom, hy kyk hom so in die oë, en hy sê vir hom, wat wil jy met vir jou doen? Daai het my baie geplaag die eerste keer toe ek dit sien. Kan die Here nie sien die ou is blind nie? Ek vra net, ek moet alle respek. Hoekom vra hy? Want die Here sê, maak al jou begeertes in gebed en smeking my bekend, en ek sal dit vir jou gee. As daai man gesê het, my toon is seer, weet jy wat sy gedoen het? Hy sou daai se toon gesond gemaak het. En as hy dit vandag nog nie gesien nie. En hy vra vir die Here, ek wil sien. En daar sien hy. Hy val net daar neer en hy dien en prys die Here. En as jy verder lees in Matteus, waar die verhaal ook is, dan sê hy, almal wat dit gesien het die mag van God raak is, of van Jesus raak, en hulle het hom geprys. Onthou julle in die begin het ons gesê, wie sal ek stuur sodat my blydskap volkome kan word en die mense my mag sal raak sien? Maar iemand moes hom gewys het. Iemand moes sy verstand verander het, sy gedagtes, en hy moes begin soek het. En iemand moes hom gewys het, en iemand moes hom gevat het. En partykeer wil ek nie dit doen nie, want dit is te klein. Dit is te klein werkie. Ek wil gou vir julle 'n verhaal vertel. Ons het in 1998 het die Here ons Kenia toe gestuur. En ons het geld bymekaar gemaak. Daai jaar het dit my R22,000 gekos vir 2 karre Kenia toe en terug. Nou kos dit my R22,000 net om my kar vol te maak. En dan kom een meisietjie na ons toe so aan die einde, en ek wens so ek het die dogtertjie se nommer gehad, want ek wat vaak gebel het. Sy gee vir my toe R1, en daai jaar het ons nog die munte gehad. En sy sê my oom, dis al wat ek het. En ek sê baie dankie, en ek vat dit en ons sit in ons sak. Ons het altyd daai sakkie vol geld saam met ons gehad, daar was nie kaarte nie. Gery, teruggekom, ek het 50 sent oor gehad. Ons het letterlik 50 sent oor gehad na die uitreik. As daai dogtertjie nie haar rand vir my gegee het nie, wat beteken 'n rand, ou? Niks. Nee, nie vir die Here nie. Hy het geweet, Johan, jy het 'n rand nodig, jou sommetjies maak nie sin nie.
en iemand het 'n rand gegee. Hoeveel keer het ek en jy nie al gesê, ja, dit beteken te min. Ek het net 'n rand, ek gaan nie vir 'n rand gee nie. Dis embarrassing. Dis wat jy dalk nodig het. Dit wat jy het, gee dit vir die Here. Here vra nie allerlei goeders nie. Hy vra, hy soek net mense wat bereidwillig is. Hy sê bereidwilligheid, dis al wat hy vra. Ek en jy kan niks anders doen nie. Dan sal hy kom en hy doen dit. Hy werk. Iemand het vir my gevra of dit lekker is om vir die Here te werk. Toe sê ek nee. Ek weet nie hoe werk mens vir die Here nie, want as ek aansoek gedoen het vir die pos en my CV vir hom gegee, sou hy vir my gesê het, ek sê jou bel. Moenie jy worry nie. Die Here, ek werk nie vir die Here nie, die Here werk deur my. Dis al wat hy vra. Hy sê kom, gaan en hy sal deur jou werk. Natuurlik is daar voorbereiding. Natuurlik is Pastoor Laurens, as jy nie voorberei nie, is daar redelike, dit kan redelik chaos wees hiervoor. Maar die Here lei hom, dan werk hy deur hom. En natuurlik gebruik die Here ons gawes. En die laaste ding wat ek gou vir julle sal sê is dat die Here het niks vir jou gegee wat joune is nie. Niks. Kom ons dink aan die vrug van die Gees. Wie kan vir my een noem wat is die vrug van die Gees? Sê jy? Blydskap, vreugde, liefde, geduld. Ja, daai geduld, is dit vir jou? Het die Here geduld vir jou gegee? Hy het dit gegee dat jy dit vir my moet gee, ou. Die vriendelikheid is myne. Jy moet dit vir my gee. Sê vir jou nie, gaan jy nie speel staan vir jouself lag? Nee, jy gaan vir my vriendelik wees. You're going to be kind to me. Al die vrug van die Gees moet jy weggee. Jy kan dit nie hou nie. As jy nie geduldig is nie, wat word dit? As jy nie geduldig is met my nie, wat word dit? Die ooreengestel, ongeduld. Die teenoorgestelde. Jy kan dit nie hou nie. Jy kan dit nie manna wat jy opgetel het. Die Israeliete kon daar goed in 'n sak steek. Dit word vrot hou. Jy eet, jy kry môre weer. Jy gee weg wat God vir jou gegee het, dan gee hy weer later vir jou. En dit beteken alles. Jou talente wat jy gekry het, dis God se. Jy moet jou talent so aanwend dat dit 'n verskil in mense se lewens doen maak. Mense moet sê, hoekom doen jy dit so? Ek het jou gevloek, ou. Hy het nie teruggevloek nie. In sport is dit nou maklik. Jy het my gestamp en getrip. Ek het nie gereageer nie. Hoekom? Ja, ek fokus nie daarop nie. Ek fokus op wat ek moet doen. En hiermee wil ek afsluit om te sê, moenie dit wat jy het gering ag nie. Want God het dit vir jou gegee. Vat dit wat jy het en gee dit terug vir hom. In baie forme aan ander mense. Terug vir hom in die sin van vriendelikheid, geduld, al daai goedjies. Gee dit terug vir hom. En kyk wat doen hy daarmee. Jy gaan nie altyd die een wees wat die benefit daaruit kry nie. Soos wat ons in die wêreld dink nie, want ons gaan nou anders dink. Ons doen dit ter wille van hom, sodat mense hom kan raak sien. Amen. Kom ons sluit gou die oë. Here Jesus, wat 'n voorreg is dit om vandag weer so by mekaar te wees, Here. Dankie dat U dit so beplan het. Dat ons saam U naam kan verheerlik. Dat ons saam U kan dien, Here. Dankie vir die wysheid wat U in elkeen van ons sit, Here. Dankie dat U ons elkeen 'n gawe gegee het en 'n talent gegee het. My gebed is dat ons elkeen vandag ons gedagtes sal verander, Here. Dat ons dit so sal verander dat U koninkryk verheerlik sal word. Dat mense U liefde sal raak sien. Here, dat ons daai elke dingetjie wat U vir ons gegee het, die vrug van die Gees sal vat en uitdeel aan mense, Here. Dat as mense in ons oë kyk, dat hulle U liefde sal raak sien. Here Jesus, mag dit wees dat alles wat ons doen, alles wat ons dink, U naam sal verheerlik. In Jesus naam alleen. Amen. Ek het 'n video gebring oor die uitreik. So ek weet nie wanneer is dit reg so. So ek wil gou vir julle net so vinnig, is 3 minute, bietjie meer seker 4 minute, 'n video stuur oor die wys oor ons uitreik, laaste uitreik in Desember. Net dat julle 'n idee kry van wat ons doen. Been down on my luck on this broken road I've been walking.
running on fumes and in faith, trying to hold to the promise. But if I'm honest, I was holding on for dear life. Didn't have a lot left inside, but he showed up right on time. Just like God, with endless love, he kept on coming after me. He showed up and made this mess a masterpiece. Miracles beyond belief, a million ways I'm blown away, man, ain't that just like God? Just like God. How'd I go from a rolling stone to a house that's built on a rock?